Die Here sê, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van Christus Jesus ons Verlosser. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons die voorreg het om vandag stil te word en te dink aan daardie Sondag, daardie dag van die opstanding. Dankie Here dat ons vandag kan weet, U leef en ons saam met U. Leer en lei ons deur U Gees om dit wat die opstanding vir ons beteken, nie net met die ore te hoor nie, maar met die hart te begryp en daarvolgens te leef. Seën ons met wat ons nodig het om die opstanding te leef. Om dit wat ons by U geleer het, so te leef dat mense dit kan sien en kan hoor en as dit U wil is, o Here, gebruik ons in U diens soos wat U die eerste disippels gebruik het om die evangelie in 'n stukkende wêreld uit te dra. Dankie vir al U seëninge, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie vir elke dag se kos en klere, vir gesondheid, vir geliefdes. Dankie vir geleenthede. Liewe Here, U is vir ons so goed. Ons wil saam met die psalmdigter sê, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. Dankie bo alles vir die vergifnis van sonde en die evangelie van die lewe. 'n Evangelie wat ons troos wanneer ons leef, maar ook wanneer ons sterf. Dankie vir die ewige versekering dat wie glo in Jesus Christus sal lewe al sterwe hy ook. Dankie Here vir U woord. Seën ons nou waar ons U woord gaan oordink in hierdie dag, met wat ons nodig het om te hoor wat ons moet hoor en om te sien wat ons moet sien. Dankie ook dat ons kan bid. Ons weet U het ons sonde vergewe. U het alles weggeneem wat tussen U en ons staan. Maar ons weet ook, U vergewe steeds, elke dag, dit wat ons verkeerd doen. Hierdie dinge bid ons op grond van U genade in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit die Nuwe Testament, Johannes 20, vers 19 tot 23. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons lees tot sover. Ons tema is, leef die opstanding. Nou vandag vier die kerk oor die ganse wêreld Jesus se opstanding. Ek lees tans 'n boek met die titel Living the Resurrection, The Risen Christ in Everyday Life. Nou vry vertaal beteken dit om die opstanding te leef, die opgestane Christus in die lewe van elke dag. Maar dink nou saam met my, hoe doen 'n mens dit? Hoe leef 'n mens die opstanding? En die antwoord op hierdie vraag kry ons in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, Johannes 20. Nou in Johannes 20 hoor ons van die vroegste Nuwe Testamentiese gemeentetjie waarvan ons weet. Johannes 20 vertel van die eerste byeenkoms van lidmate van die Christelike kerk. En dis 'n groepie mense op wie se skouers die taak nou na Jesus se dood en opstanding rus, om na die stukkende verlore wêreld toe te gaan met 'n baie spesiale boodskap. Hulle moes nou na mense toe gaan wat nog nooit van die evangelie van Jesus Christus en van die koninkryk van God gehoor het nie. Verlore mense, Jode, heidene, Grieke, Romeine, alle nasies wat in 'n stukkende wêreld sonder hoop probeer oorleef. 'n Mens sou verwag
dat die Here hierdie groot taak aan baie spesiaal begaafde mense sou toevertrou. Eintlik ook nie eers baie spesiaal begaafde mense nie. 'n Mens sou verwag dat mense wat Jesus na sy opstanding uitgestuur het, niks minder as heiliges sou wees nie. Onfeilbare wesens sonder enige foute en tekortkominge. Maar dink nou aan die groepie waarvan Johannes ons vertel. Volgens Johannes 20 het een van die lidmate van daardie eerste gemeentetjie toe alreeds besluit hy gaan nie verder nie. Onthou u, Thomas? Hy het blykbaar geglo dat Jesus nog toegedraai in die doeke van die graf van Josef van Arimatea lê en Thomas het toe maar besluit dis beter om sy eie koers in te slaan. Hy was nie eers by daardie eerste aandbyeenkoms nie. 'n Ander lid van daardie gemeentetjie het 'n klein rukkie tevore, eintlik nog maar 3 dae tevore, nog heftig ontken dat hy Jesus van Nasaret hoegenaamd ken. Al het sy Galileese dialek hom verraai. Nog een het 'n paar dae tevore nakend weggevlug toe hulle Jesus in Getsemane kom arresteer het. Lees dit saam met my soos Markus dit beskryf in hoofstuk 14 vers 50 tot 51. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'n Sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Van Jesus se getrouste volgelinge het 'n klipgooi van hom af aan die slaap geraak daardie aand toe Jesus sy laaste groot stryd voor sy kruisiging beleef het. Onthou u hoe Jesus daar in die tuin van Getsemane met sy Vader geworstel het? Is verstommend. Om die minste te sê, die lidmate van die vroegste kerk het die hele lot weggehardloop om Jesus alleen te laat in die paleis van Kajafas waar hulle Jesus verhoor het. En toe hy op Golgotha tereggestel is, was daar net 'n paar van hulle teenwoordig. En wat 'n mens nog meer opval is dat met die uitsondering van enkeles het nie een van hulle die vroue geglo wat kon vertel het dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het nie. Dit was weer soos daardie nag op die meer, toe die golwe hoog was en die disippels benoud, en toe Jesus na hulle toe aangestap kom en hulle hom nie herken nie, het hulle gedink hulle sien 'n spook. Johannes vertel ons nie juis van 'n indrukwekkende groep mense by daardie eerste aandbyeenkoms in die geskiedenis van die kerk van die Here nie. 'n Mens sou dalk eerder die afleiding kon maak dat hulle niks meer as hopelose verloorders was wat daar agter daardie geslote deure uit vrees vir die Jode geskuil het nie. Daar was seker baie mense in die destydse Jerusalem wat as hulle die gemeente se wegkruipplek sou kon kry met verbasing sou kon vra, is dit nou die kerk? Is dit nou wat God in hierdie wêreld begin as sy kerk? En tog, wanneer 'n mens die latere verslag van Lukas lees in die boek Handelinge, dan kan jy jou oë nie glo nie. In Handelinge 2 vers 41 skryf Lukas van 'n preek van een van daardie gemeente se lede en ons lees, die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. In Handelinge 6 vers 7 skryf Lukas, die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. En lees saam met my wat skryf hy in Handelinge 9 vers 31. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. En so kan ek aangaan, Handelinge hoofstuk 11, hoofstuk 16, hoofstuk 17, oor en oor die kragtige verhaal van 'n kerk wat groei en bloei. Dis verstommend, want dit het alles begin by 'n patetiese groepie bevreesde twyfelaars agter slot en grendel. Hoe gebeur so iets? Dat daardie kerk groei en uitbrei en meer mense die evangelie van Jesus glo. Dat mense oral oor met God versoen raak en met mekaar. Dink nou weer aan Johannes 20 wat ons vanmôre gelees het. Onthou u toe die ou groepie disippels vreesbevange daar by mekaar sit, staan Jesus skielik in hulle midde. Wie sou dit kon verwag? En het hy opgelet daar die eerste aand toe Jesus so tussen hulle staan, is hulle so vreesbevange, so vol twyfel dat Jesus hulle 2 maal moet groet voordat hulle eie oë en ore kon glo.
En dit het U verder ook opgeval dat daar geen woord van verwyt oor Jesus se lippe kom nie. Inteendeel, hy sê, vrede vir julle. En dan gaan hy verder en hy wys vir hulle sy hande en sy sy. Met ander woorde, hy wys vir hulle die wonde van die kruis, die wonde van vergifnis, die wonde van geen verwyt. Hy sê daarmee vir hulle, ek vergewe julle. Ons moet mooi verstaan wat hier gebeur. Hulle vrees, hulle twyfel, hulle ontrouheid en ongelowigheid, dit alles word opgevang in dit wat Jesus daar gedoen het, toe hy aan hulle verskyn het. Alles waarmee hulle Here in die steek gelaat het, word toegemaak onder daai wonde van vergifnis. Dis ook hoekom die disippels bly was toe hulle die Here uiteindelik herken. Nie bly soos in op en afspring nie, maar bly soos in 'n verslae blydskap, bly soos 'n verbuistering oor hierdie vergifnis. En dan kom Jesus met die byna onuitvoerbare opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. In gewone Afrikaans, gaan leef die opstanding. En nou moet ons baie mooi oplet wat hier gebeur. Die Here stuur daar die eerste gemeentelede uit, daardie mense wat nie eers by hom gebly het, toe hy nog by hulle was nie. Hy stuur 'n gemeente twyfelaars, voortvlugtiges, lonaars uit met die grootste opdrag wat daar ooit in die geskiedenis aan die mense gegee is. Daardie gemeente wat selfs 'n verraaier opgelewer het. 'n Mens sou kon vra, wat kan hulle tog nou gaan getuig? Wat verwag God tog nou van sulke mense? En nou moet ons verder ook baie mooi oplet. Onthou jy hoe Jesus sê, juis vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Maar en kom ons vra dit. Hoe het die Vader hom gestuur? Dit het Jesus daardie aand vir hulle gewys, toe hy sy hande en sy sy vir hulle wys as herinneringstekens. Laat my toe om dit so te verduidelik. Sy Vader het hom gestuur om vergifnis aan die wêreld te bring, om God se liefde te bring aan alle mense. En so stuur Jesus ook vir ons, sy gemeente, soos hy daardie eerste gemeentetjie gestuur het. Maar hoor mooi, hy stuur ons nie om vergifnis te bewerk nie, dit het hy klaar gedoen. Nee, hy stuur ons om vergifnis te leef en dit so te verkondig. Want wie kan beter getuig van die Here se vergifnis as juis die vergeefde lonaars en twyfelaars en kleingelowiges en bevreesdes? U sien, ons is van een ding seker, God vergewe. Alle ander sekerhede ons ontneem, al is daar talle ander twyfelpunte in ons bestaan, een ding weet ons, en van een ding kan ons getuig, God vergewe sondaars. Maar onthou nou, toe Jesus gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, het daar nog iets gebeur. Hy het op hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees, verstaan jy die betekenis hiervan? Die kerk word onder die begeleiding en in die krag van die Gees van God gestuur. Ons getuienis word nie gedra deur die wind van ons eie longe nie. Ons getuienis word gedra deur die wind van God se Gees. Die evangelie word met ander woorde nie deur menslike krag en vermoë gebring nie. Nee, die evangelie word deur die Heilige Gees voortgedra. O ja, God gebruik mense. Maar dis die Heilige Gees wat mense laat getuig. En dit is die Heilige Gees wat mense oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Dit is die Heilige Gees wat die kerk laat lewe. En nou moet ons vra, wat beteken dit alles vir ons? In die eerste plek is dit vir ons 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing om nie te veel van onsself en ons eie krag en ons eie vermoë te dink nie. Die waarskuwing is, wees baie versigtig. 'n Geleerde sê, en hy's reg, hy sê, maar nou is daar mense wat meen dat die kerk 'n prestigeplek is, soos die fariseërs wat gemeen het, dis 'n prestigeplek, daarom het hulle daarvan gehou om in die voorste plekke by die maaltye te sit. En daarom het hulle daarvan gehou dat mense hulle op openbare plekke begroet met, dag rabbi. En daardie geleerde sê, dis baie keer vandag nog so. Van die vroegste tyd af soek die mense, goeie mense in die kerk, foutlose mense, belangrike mense. Maar sê die geleerde, die kerk bestaan van die begin af in werklikheid uit onvolmaakte mense met baie gebreke. Maar dis mense wat vergewe is.
En dan sê hy, as jy na die kerk wil kyk, moenie net na mense kyk waaruit die kerk bestaan nie, kyk na die vergifnis waarvan die kerk bestaan. Dit is wat in die kerk en deur die kerk sigbaar moet word, vergifnis van sonde, en na vergifnis, versoening, versoening met God en versoening met jou medemens. Want dit is wat gebeur waar onvolmaakte mense vergifnis verstaan. As dit nie meer in die kerk sigbaar is nie, het die kerk sy karakter verloor en beweeg die kerk buite die baan waarop Christus hom by daardie eerste aandbyeenkoms geplaas het. Toe hy sy hande en sy sy vir hulle wys, en iemand sê en ek stem met hom saam, die kerk kan alleen maar die tentoonstelling van die genade van God wees, niks meer nie. Dis wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dit is ook wat dit beteken om die opstanding te leef. Dis ook hoekom Jesus op hulle geblaas het en gesê het, ontvang die Heilige Gees. Daarom onthou altyd, die kerk is waar die vergifnis van God gepreek en geleef word, en waar versoening met God en met mekaar geleef word. Om die opstanding te leef beteken leef as mense wat vergewe is en soos mense wat die vergifnis wat Jesus gebring het verstaan. Om die opstanding te leef beteken om vergifnis en versoening te lewe. Maar, en dit is so belangrik, ons kan slegs so kerk wees deur die krag van die Gees van God wat in ons en deur ons werk. Ek besef, ek is dikwels ook maar soos die groepie by daardie eerste aandbyeenkoms. Ek weet ek skiet ver te kort waar ek die opstanding van die Here Jesus moet leef. Ek wil myself ook maar baie keer soos hulle liewer iewers gaan toesluit uit vrees vir wie weet wat. Om opreg te vergewe, dis so moeilik. En versoening, werklike versoening met God, maar dan ook met my medemens, is nie maklik nie. 'n Mens twyfel, ook so maklik. En om God se liefde in vandag se omstandighede te leef, dis so ingewikkeld. Dis dan dat 'n mens weer besef, net die Here kan dit verander. Soos toe hy daai aand na sy opstanding oor die bevreesde, onseker klompie disippels geblaas het en gesê het, ontvang die Heilige Gees. Dis vandag nog net soos daardie aand. Sonder die krag en die leiding van die Heilige Gees is dit vir ons nie moontlik om die opstanding te leef nie. Maar die oomblik, wanneer die Heilige Gees beheer neem, verander alles. Vandag hoor Christene oor die ganse wêreld weer die Here se opdrag. Gaan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Gaan leef die opstanding. En weet, om die opstanding te leef is moontlik, selfs ook vir mense met vele gebreke, maar dan net deur die krag van die Heilige Gees. Uit onsself, op ons eie krag, deur ons eie vermoë, en dit weet ons goed, kan ons nie. Daarom moet ons vandag en elke ander dag van ons lewe maar weer en weer vra, Here, blaas asseblief oor ons. Vervul ons met u Gees, sodat ons die opstanding van ons Here Jesus kan leef, om so u heil en u saligheid ook aan 'n stukkende wêreld en stukkende mense te kan bring. Amen. Kom ons dank. Dankie Here dat ons ook vandag nog kan bid. Stuur tog u Gees om ons te lei. Ja Here, gebruik u Gees om ook u kerk sterk te maak, sodat ons daardie opdrag wat u aan u kerk gegee het kan leef. Dankie vir elke gelowige wat in vertroue gaan en al is dit met hoeveel swakheid die opstanding van die Here Jesus probeer leef deur vergifnis en versoening. Seën ons asseblief met wat ons nodig het om hierdie opdrag te kan nakom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Nou is daar lewe en hoop vir ons.
harte gevul met vrees, die dood het oor ons geheers. Maar toe kom Jesus en bring die hoop, en ons kan seker wees. Hy het die mag van die dood oorwin, hy leef en hy is die Heer. Saam met hom sal ons vir ewig leef en regeer. Jesus het opgestaan, Jesus leef. Hy het deur die graf gegaan, ja hy leef. Almal wat in Jesus glo, leef nou saam met hom. En in geloof leef ons elke dag, tot hy kom. Eers was ons harte gevul met vrees, die dood het oor ons geheers. Maar toe kom Jesus en bring die hoop, en ons kan seker wees. Hy het die mag van die dood oorwin, hy leef en hy is die Heer.